Vriende, goeiemôre van my kant af. Ek wil sommer so reël dat julle na mekaar toe draai. Julle het heel waarskynlik die voertuig langs jou gegroet. Kom ons wyf net so vir mekaar en sê vir mekaar welkom. Hier is vanoggend 'n paar besoekers. Ek weet van hulle. Ek weet nie waar hulle oral is nie. Ek sien net die voertuig. Ek kon nie net by almal uitkom nie. Ek sien nou daai Noordweskar daar van Rita se kinders. Dit laat my toe nou dink aan wat iemand net vir my gesê het. Hulle sien ek loop so mank. Toe sê ek, ja, dis maar 'n knie wat wag om vervang te word. Toe laat dit my dink aan een van my voorgangers daar in Swazireneke by die Klipkerk, wat een of ander polio of iets moes gehad het, maar hy het so mank geloop. En as hy nou by die mense gekom het met huisbesoek, dan die honde vreeslik te kere gegaan. Daar was nie 'n hond in die gemeente wat van die dominee gehou het nie. En later het iemand die vrymoedigheid gehad om van die dominee te sê, jong, dit lyk of jy klippe optel om die honde te gooi, soos jy loop. So ek is nie besig om klippe te soek om op te tel om julle te gooi nie. Ek loop maar net so half mank. Ons sal een of ander tyd die knie laat regmaak. So vriende, baie welkom. Ek het nou nie by elke voertuig uitgekom nie, maar is baie lekker om julle vanoggend hier te hê. Ons het 'n heerlike dag. Wijk 19 se mense, dis nou almal daar na Groot Brak se kant toe, wat buitekant ons gemeentegrense eintlik bly, het vanoggend 'n heerlike bring en braai hierso. En Jaap en Marina is die dienswerkers daar. Hulle het die geleentheid gereël. So sy het goeie kontak gehad met hoofkantoor om te reël vir 'n pragtige dag na die storms en die reën van die afgelope tyd. Dit laat my nou ook dink, ek wil so bietjie ploeg met 'n ander man se kalwers. Die hoof daar by Outeniqua het die grappie vertel nou die aand by die prysuitdeling van die fietjie wat gekom het by 2 mensies wat afgetree het. Kom ons sê nou maar, hulle is hier onder in Glentana, Outeniqua strand, het hulle tweekies kom aftree. En hulle is toe nou so 60, 61 jaar oud, hierdie man en vrou. En toe hulle nou hier intrek in die hemel, want dis wat ons hier het, die hemel waar ons woon, toe kom die fietjie na die man en vrou toe en hulle vra maar, het julle 'n wens? Elkeen kry 1 wens en daaraan sal ek voldoen. En die vrou dink toe maar, joh, hulle het nou hard gewerk 'n hele lewe lank, maar hulle was maar spaarsamig met hulle geld. Dit sou nogal lekker wees as sy genoeg geld het om na al hierdie salonne toe te gaan en die voetjies en die handjies en die naaltjies en die hare en alles te laat doen en vir hierdie behandelings gaan met die klippe en al die dinge. Sy gaan vra vir baie geld. En sy versoek toe ook die fietjie vir hierdie begeerte wat sy het om baie geld te hê, en swaai die stokkie en daar het sy baie geld. Te veel om te gebruik. En die man kyk toe die besigheid so, en hy sien maar hierdie fietjie is regtig nogal effektief en kragtig. En hy sê vir die fietjie, maar ek gaan vir jou 'n moeilike een gee. Ek gaan vir jou 'n moeilike een gee. Ek weet nie of jy dit sal kan regkry nie. Ek soek 'n vrou wat 30 jaar jonger as ek is. En die fietjie vat sy staffie en hy swaai hom. En die man word in 'n oomblik 92 jaar oud. Die grappie sê maar net, fietjies is altyd vroulik. Wees versigtig as jy jou begeertes aan hulle bekend maak. Maar dit lyk vir my Jaap en Marina het met die fietjies omgestaan dat dit vandag 'n besonderse dag is so. Vriende, ja, alle grappies op 'n stokkie. Dis lekker om saam met julle te wees vanoggend. Mag die Here ook vir ons seën. As daar kinders is, voorskoolse kinders tot by graad 6, daar in die saal is die vonkies besig. Is daar dalk kinders wat nog in die voertuie is? Julle kan rustig maar beweeg daai kant toe, daar by die kerksaal. Die vonkies is daar besig, die voorskool tot by graad 6. Julle is welkom om daar julle kinders na toe te vat. Kom ons bid saam. Here, op hierdie pragtige dag
het ons geen ander begeerte as om net te erken dat U God is nie. Die groot, amazing God, die Vader van Jesus Christus, die God wat sy seun gestuur het, sodat ons die lewe kan hê. Jesus wat sy Gees gestuur het, sodat ons nooit alleen hoef te wees nie. En ons leef elke dag in die teenwoordigheid van hierdie wonderlike God, ons hemelse Pa, sy seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En as gemeente is ons ook vanoggend so by mekaar in U teenwoordigheid, drie enige God. Dankie dat ons die knie vanoggend mag buig, in afhanklikheid van U en erkenklikheid dat U ons God is, vir die voorreg wat ons het om in U teenwoordigheid in te kom, en verdra te word in U teenwoordigheid. Here, ons is swak, ons is sondig, ons bely ons sonde vanoggend voor U, ons is nie volmaak nie, Here, ons is in terme van ons woorde en ons dade en ons gedagtes en die goed wat ons nalaat om te doen, Here, somtyds op die verkeerde pad. Maar ons bely dit vanoggend en vra dat U ons sal vergewe, sodat ons met vrymoedigheid in U teenwoordigheid mag sit daar in ons voertuie om na U stem te luister. Here, kom open U woord vir ons. Ons het 'n behoefte dat U met ons sal praat. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek het op die WhatsApp groep vir julle gesê waar ons skriflesing is. Twee Samuel 24. Dieselfde verhaal word ook in 1 Kronieke 21 vir ons weer gegee. Feitelik dieselfde, behalwe dat die eerste vers so bietjie anders is. In die 2 Samuel 24 teks lees ons daar in die eerste vers dat dit die Here is wat Dawid aangehits het om 'n sensus te hou. In 1 Kronieke 21 staan daar, dis die Satan wat Dawid aangehits het. En die oënskynlike verklaring vir dit is, dat in die tyd, toe 2 Samuel 24 geskrywe is, dat daar eintlik nie regtig rekening gehou is met die bose nie. Alles wat gebeur het, is aan God toegedig en toegeskryf. Later jare, toe 1 Kronieke 21 geskrywe is daar gepraat van die Satan, die bose, het Dawid gedryf, aangehits om 'n volkssensus te hou. 2 Samuel 24. Ek gaan net so hier en daar 'n gedeelte lees. Ek gaan dit so mettertyd vir julle vertel. Maar kom ons lees daar vanaf vers 1. Op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy was kwaad vir Israel, met ander woorde. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê, gaan tel die Israeliete en die Judeërs. En dan sien ons dat Joab, die hoof van die leer, wat by Dawid was, gesê het, maar ek stem nie heeltemal saam dat koning Dawid nou 'n volkstelling wil laat hou nie. Wat is sy motief agter dit? Tog moes hy gehoor gee aan wat Dawid gesê het, en dan lees ons daar vanaf vers 4, hoe dat die sensus plaasgevind het. In vers 8, hulle die hele land deurreis, en na 9 maande en 20 dae weer in Jerusalem teruggekom. Vers 9, en Joab het die uitslag van die telling aan die koning gegee. Israel was 800.000 weerbare man wat kon oorlog maak, en Juda 500.000. Nadat Dawid die volk laat tel het, het Dawid sy gewete hom gekwel. Hy het teenoor die Here bely, ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here. Waarlik, ek het baie dwaas opgetree. En dan kom die profeet Gad na Dawid toe, en ons sien dat die profeet vir hom sê,
miskien moet ek nou eers sê, daar kom toe 'n straf vir Dawid se sonde, en hy kry so 3 keuses, ons gaan net weer daaroor praat, en hy oefen uiteindelik die 3de keuse uit, en op 'n stadium moes Dawid, toe die doodsengel deur die Here gestuit is, ons gaan net weer daaroor praat, toe het ons die volgende woorde gelees, toe Dawid 'n altaar vir die Here moes bou, 'n offer moes bring, daar waar die Here die doodsengel gestop het, wat gemaai het onder die volk, dan lees ons daar, waarom kom die koning, dis in vers 21, na sy dienaar toe, vra Arauna, om die dorsvloer van jou te koop en 'n altaar vir die Here daarop te bou, sodat die plaag van die volk af weggeneem kan word, antwoord Dawid. Arauna het vir Dawid gesê, u kan dit gerus maar vat, u majesteit, en offer net wat u wil. Kyk, die beeste vir die offer is hier, en die dorslee en die jukke is beskikbaar as brandhout. U majesteit, Arauna gee dit alles aan die koning, mag die Here u God u offer aanneem. Hierop het die koning vir Arauna gesê, nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Lyk my julle het nog nie gereël dat die lugverkeer 9:15 soggens gestop word hier oor die kerkterrein nie. Kom ons gee net gou kans dat die vliegtuig verbygaan. Ons teksvers vir oggend is daai vers 24. Dawid se woorde, ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Julle kan die verhaal maar heeltemal by die huis gaan lees, 2 Samuel 24. Die verhaal begin met Dawid wat 'n foutjie maak. Nou in ons dag is dit amper normaal om te praat van ek het 'n ou foutjie begaan. Hulle het my buite konteks aangehaal. Dis nie so erg nie. Daar's ander mense wat erger goed as ek doen. Ons praat baie keer van 'n foutjie wat ons maak. Ons praat van 'n swakheid in my persoonlikheid of ergens sommer net ek het bietjie my selfbeheersing laat glip en toe het ek nou iets gedoen, ek het kwaad geraak of wat ook al. Ons praat baie keer oor ons ou sogenaamde foutjies. Nou Dawid het ook so 'n foutjie gemaak. En Dawid se foutjie was nie net 'n ou klein ligte foutjie nie. Dit is so ernstig dat dit oordeel van God se kant af gewek het en dat God kwaad geraak het. En die foutjie sou ons kon sê is toe nou eintlik nie net 'n foutjie nie, dis 'n stuk sonde. En julle weet, ons praat deesdae in die kerk eintlik amper nie meer van sonde nie. Ons het allerhande verskoningkies, soos ek net nou gesê, dis 'n ou foutjie, dis 'n swakheid, dis dit en dat, sonder dat ons erken dat dit eintlik sonde is. Iets is wat ons doen om die Here te leer te stel. Nou wat het Dawid gedoen wat gemaak het dat God vir hom kwaad geraak het? Dat God toornig geraak het op hom? Hy het 'n volkssensus gehou. Nou, julle ken van Mike Skutte of oorlede Mike Skutte wat op 'n stadium toe hulle 'n sensus gehou het in die land, toe weet hy nou nie wat 'n sensus is nie en hy vra vir iemand, "Jong, wat is 'n sensus?" Toe sê iemand vir Mike Skutte, "Maar ons tel die mense wat in die land is." Toe vra Mike, "Is daar dan iemand weg?" Dawid laat doen 'n volkssensus. Nou, wat kan nou verkeerd wees om die mense in jou land te tel? Ons doen dit ook elke 4-5 jaar in ons land. Alle regeerders doen dit. Dis in staatsbelang om te weet hoeveel mense bly in jou land, om te kyk dat die land nie oorbevolk word en so aan nie. Dit geld nou seker nou nie heeltemal van ons land nie. Maar Dawid se sensus was nie heeltemal so onskuldig nie. Selfs sy veggeneraal Joab, wat sy vertroueling is en wat hoof van sy leer was, het half sy twyfel oor dit wat Dawid nou mee besig is. Eintlik een van die ouens van wie mense die minste sou verwag,
En dan wonder Joab, hierdie generaal, waarvoor doen Dawid dit? Wil hy meer belastings hef? Wil hy tel hoeveel mense daar is in sy land, sodat hy die belasting kan opstoot? Of sou dit wees om te begin voorberei vir 'n oorlog wat op pad is? En dan as ons die gedeelte heeltemal lees, dan kom ons agter dat dit eintlik in Dawid se agterkop was. Daar was 'n militêre motief. Want kyk, in daai stadium het dit met Dawid eintlik heel goed gegaan. Sy leer was 'n ongelooflike leer, maar die suksesse het na Dawid se kop toe gegaan. En Dawid was die hele tyd op die uitkyk om sy ryk groter te maak, en met hierdie sensus wou Dawid heel waarskynlik seker maak, hoeveel manne het ek wat na die oorlogsfront toe kan gaan? So daar was by Dawid iets van 'n ambisie. Ja, die Here het gesê hy sal ons help met die oorlog, maar wat hoekom moet ons nou die Here insleep in die oorlog as ons genoeg goeie soldate het om die oorlog vir ons te veg? So dis eintlik 'n stuk wantroue in God van Dawid se kant af. En God se profeet, die profeet Gad, kom konfronteer vir hom, nie met Dawid se sonde nie, want in daai stadium het julle gesien, het Dawid sy sonde besef, en hy het sy sonde bely, maar die profeet Gad kom na Dawid toe en sê, Dawid, ongelukkig is daar konsekwensies, ongelukkig is daar gevolge na aanleiding van die sonde wat jy gepleeg het. En dan word daar vir Dawid 3 opsies gegee om uit te kies. Die eerste is, as die profeet vir hom sê, jy kan kies Dawid, tussen 7 jaar van droogte. Die Here gaan al die reën weerhou. Alles wat lewe gaan sterf. En as julle nou so bietjie in die noorde dele van ons land inbeweeg, daar in die Boesmanland, in die Namakoland en in die Noord-Kaap en selfs hier in die Oos-Kaap, in die Karoo, dan weet julle, ken julle heel waarskynlik boere wat vir 7-8 jaar nie reën gehad het nie. Dis nag. Dis nag. 7 jaar van droogte en nood. Dis die eerste opsie. Die tweede opsie, hulle word aan hulle vyande oorgegee. Vir 3 maande gaan die vyand inkom en dood en verwoesting saai, met die swaard mense doodmaak, omdat Dawid gesondig het. Dis die tweede opsie. En dan die derde opsie, sê die profeet Gad vir hom, die derde opsie Dawid is pes. Daar gaan pes kom, en daai pes gaan 3 dae lank duur, wat die land en die mense op strepe gaan laat sterf. Nou ja, as jy nou Dawid was, watter een van die 3 sou jy kies? Droogte vir 7 jaar, 3 maande in die hand van jou vyande, of 3 dae dat pes jou land tref? Dawid is in 'n vreeslike hoek. En Dawid kies die derde opsie. Laat daar dan maar pes wees, want ten minste is ons dan nie in die hande van mense nie, maar ons is in die hande van die lewende God. En ons ken vir God, so redeneer Dawid, ons ken vir God. Ek is oortuig daarvan dat God se genade baie groot is, en as hy sien hoe swaar ons kry, dan kan hy dalk die pes na 'n dag of 2 stop. Ons moet maar die derde een vat en pleit om die Here se genade, laat dit nie al 3 dae sal duur nie. En Dawid was 100% reg. Luister wat gebeur, die pes breek uit van Dan tot by Berseba, van die noorde tot die suide, mense sterf soos vliee. Teen die aand van die eerste dag is daar 70.000 man dood. Hoeveel vroue dood is, hoeveel kinders dood is, hoeveel bejaarde mense dood is, dit weet ons nie, maar 70.000 mans is in die eerste dag dood. En die swart golf van hierdie pes rol oor na Jerusalem toe, dit rol oor na die berg Moria toe, waar die tempel later gebou sal word, en uiteindelik staan die doodsengel wat gestuur is om die mense dood te maak, op die dorsvloer van Aurana.
Dis ook iemand wat nie eers deel van God se volk was nie. Hy was 'n uitlander, 'n buitelander. En God se genade kry die oorhand. Hy hoor Dawid se geroep. Hy hoor Dawid se gekerm en God sê, stop! Stop! En God keer die doodsengel. Net een van die 3 dae is verby. En God roep, stop. En God wys dat hy inderdaad genadig is. Die slagting onder die arme mense, of dit nou COVID daai tyd was, en of dit vigs was, of wat se pes dit ook al was, dit word gestop. En die koning slaak 'n dankbare sug van verligting, en eintlik is hy verpletterd. Want koning Dawid weet, hierdie 70.000 man wat dood is my skuld. Dis my sonde wat gemaak het dat hierdie ouens gesterf het. En dan bring die profeet die opdrag. Die Here het jou trane gesien, Dawid, en jou gebed gehoor. Gaan en bou 'n altaar daar op Arona se dorsvloer waar God die doodsengel gestop het. Daar waar God die pes gekeer het. Daar waar God se genade deurgebreek het. Gaan bou 'n altaar daar. Trouwens, dis die plek waar die tempel later gebou sou word. Net so entjie weg van die heuwel waar Golgotha se kruis geplant sou geword het. En so gaan Dawid en hy vra vir Arona, kan ek hierdie dorsvloer, hierdie stukkie grond, kan ek dit by jou koop? En Arona, hierdie uitlander, hierdie buitelander, is ontsaglik vriendelik en vrygewig. Hy sê, koning, jy kan hierdie stukkie grond maar kry. En meer as dit, ek hoor dat jy 'n altaar wil bring om vir die lewende God te aanbid. Jy kan die jukke vat en braaivleishout daarvan maak, of vuur maak hout. Nou het ek alweer die braai van Netto in my kop. Vuur maak met die jukke. Die beeste wat ek het, kan jy gebruik om te offer aan jou lewende God. Ek gee dit verniet vir jou. Hoe maklik sou dit vir Dawid gewees het om hierdie gulhartige, hierdie gasvrye, hierdie oorvriendelike geskenk te aanvaar. Hy kon 'n klein fortuintjie spaar. Hy kon sê, thanks man, ja, dis vriendelik van jou, ek ontvang hierdie stuk grond en die hout en die dier wat geoffer moet word met liefde. Maar Dawid doen dit nie. Wat doen Dawid? Hy sê, nee, Arona, nie so nie. Nie so nie. Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Ek gaan dit by jou koop teen die volle prys. Ek bring nie offers aan my God en dan kos daai offers my niks nie. Ons lees dat Dawid toe die dorsvloer en die beeste vir so wat 600 gram silwer gekoop het. Baie, baie geld in daai tyd. Vriende, ek lees in die week van 'n dominee wat vertel in hierdie lockdown tyd van ons, van 'n arm gesinnetjie, wie se krag in die wintertyd weens skuld afgesny is. Een van die gemeentelede hoor daarvan en hulle skenk R1000 sodat hierdie mense net elektrisiteit het om in hierdie wintertyd te kan kos maak en te kan oorleef. Die dominee hoor later daarvan en hy probeer die donateur opspoor. En hy tel die telefoon op om die persoon te bel en te bedank, net om uit te vind dat die donateur se telefoonlyn afgesny is. Hy kon nie die krag betaal vir hierdie arm gesinnetjie
en daarmee saam ook sy telefoon hier nie. So sy telefoon word toe afgesny, sodat dit vir hom moontlik is, om hierdie arm gesin met 1000 rand se elektrisiteit te help. Ek bring nie 'n offer wat my niks kos nie, sê Dawid. Ek bring nie 'n offer, sê hierdie lidmaat, wat my niks kos nie. Ek is bereid om my telefoon te laat afsny, om hierdie gesin te help. Ek herinner my aan 'n arm weduwee, wat by die offergawe kus in die Nuwe Testament verbygeloop het, en terwyl Jesus staan en toekyk, die kleinste 2 ou muntjies in die offergawe kus gooi, en toe roep Jesus sy disippels nader, en hy sê vir hulle, dit verseker ek vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense, wat iets in die offergawe kus gegooi het. Hulle het almal uit oorvloed gegee, sy het in haar gebrek alles gegee wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe. Hierdie arm weduwee het gesê, ek bring nie 'n offer wat my niks kos nie. Ek sluit af, vriende. In hierdie opmerking van Dawid lê daar iets hemels. Dis hemelse taal. Dis heilige taal. Dis amper 'n reaksie wat net God in 'n mens se hart kan bewerk. Ek bring nie 'n offer wat my niks kos nie. Want God is die een wat ons geleer het om alles te gee. Hy het sy hemel leeg gegee. Hy het sy seun gegee, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dink net hoe dat die Vader se hart in 1000 skerwe gebreek het, toe hy sy kosbaarste vir ons gegee het, die hemel leeg gegee het, sodat ons Jesus kan hê. Om te gee, vra dierprys. Dit vra soms, ja, jou geld. Maar dit vra ook soms jou emosies. Dat dit in beweging kom as jy iemand naby of ver van jou sien wat swaar kry. Dit vra van jou dat jy sal begin omgee. Dit vra dat jy soms jou eie prioriteite en jou eie gerief sal prysgee. Dit vra dat jy laat aand in die middel van die nag, tydig en ontydig, gereed sal wees om te help waar daar hulp nodig is. Sonder enige opoffering is dit eintlik nie 'n offer nie. Ek wil weer sê, sonder opoffering is dit eintlik nie 'n offer nie. Om werklik te gee, is om te gee totdat dit jou seer maak. Totdat dit jou iets kos. En ek weet, as ek na myself kyk, ek praat hier vanoggend nou in die eerste plek met julle nie, ek kyk na myself. Dit wat ek gee, in terme van my tyd, my emosies, my hande, my voete, ja, ook my geld en my tyd en al die ander goeders, word baie keer gegee vanuit die oorvloed wat ek het. Dit kos my nie veel nie. Kos my eintlik niks. Sonder enige opoffering is dit nie 'n offer nie. God self het ons kom leer om te sê, ek bring nie 'n offer wat my niks kos nie. Amen. Kom ons bid saam, ek gaan vir Adam vra om so lank vorentoe te kom. Here, ons bely vanoggend dat ons so geseënd is.
dat ons eintlik so oorvloed het, en dat dit vir ons maklik is om uit ons oorvloed te gee. Maar ek weet, Here, hier is ook mense wat nie oorvloed het nie. Hier by ons in Weier, wat uit hulle skaarste moet gee. Help vir ons, Here, om nie offers te gee wat ons niks kos nie. Dankie Vader dat U daai beginsel geleef het, waargemaak het, gedemonstreer het, toe U kosbaarste vir ons gegee het. Dit het U seun se lewe gekos. Die prys is betaal. Here, dankie dat ons tyd, ons geld, ons menswees, ons hande en ons voete, ons alles vir U kan offer en sê, Here, hier is ons, gebruik ons. Ons bid, Here, vir ons gemeente vanoggend, dankie vir elkeen wat deel is van Oud-Nikwaland se familie. Dankie vir die besoekers wat vanoggend hier is, en ek bid sommer, Here, dat hulle iets sal beleef van die omgee en die gasvryheid, wat ook deel van ons gemeente is, en al is ons, Here, in 'n tyd van inperking, Here, het U ons gemeente by mekaar gehou, en toch op vreemde maniere vir ons gemeenskap met mekaar gegee, fellowship, koinonia. Ons bid, Here, dat U ook met hulle sal wees wat op ons gebedslysie genoem word. Dankie, Here, dat ons vir al die sake wat die gebedsbediening vir ons deurgegee het mag bid vanoggend. Dankie, Here, dat ons U daarmee mag vertrou, nie omdat dit 'n inkopieslys is nie, maar sommer net omdat ons weet, ons kan ons behoeftes en begeertes aan U bekend maak, en U sal na ons luister. Here, seën ons, ook as ons hier uit mekaar uitspat vandag, dankie dat ons ook kan gaan offers bring, in ons gesinne, in ons straat waar ons woon, by ons werk, tussen ons vriende, waar ons ontspan en sport beoefen, waar ons kuier en lag, dat ons ook daar offers sal bring, om ons dankbaarheid aan U te toon. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, by elkeen van ons wees en bly. Amen. 'n nuwe dag wat aanbreek, bring die gawe van 'n weerbegin. Ek weet dit is my lewe, deur die genade maak dit alles sin. En die kans wat U my bied, deur die bloed vir my gegiet, is die rede vir my vreugde.